En ons gaan vanoggend kyk na die eerste plek, gaan ons kyk na ken God. 'n Persoonlike verhouding met jou Skepper. En ons het al daaroor gepraat in die verlede en as jy jou Bybel saamgebring het, vra ek dat jy saam met my gaan lees Efesiërs 1 vers 17, waar Paulus aan die gemeente van Efese skryf. En hy doen vir hulle gebed, en dis my gebed vir jou vanoggend. Uit ons hart, uit my hart uit. Hy sê ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees, by julle wat ons aangepraat het in die verlede, deur sy Gees, en dis wat ons Sondag aand hierso doen, as ons die Gees gaan ken, gaan hy ons leer en lei in die volle waarheid, aan julle wysheid sal gee, om hom, hierdie God van ons Here Jesus Christus, so te ken, dat soos hy werklik is. Nie soos jy dink, nie soos jy redeneer daaroor nie, nie soos jy in die kinderbybel geleer het daaroor. En kan ek jou sê, in die verlede het ons agtergekom en het ons hierdie prentjie van God die Vader wat daar op 'n troon sit, hierdie ou met 'n lang baard, met 'n sweep, en hy wag en hy kyk net waar jy fout gaan maak. Is dit die beeld wat ons het? En eintlik is God 'n God van liefde. En my gebed aan jou en my hart is vanoggend dat hy deur sy Gees, dat ons hierdie God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die hele heerlikheid behoort, dat die Gees ons so wysheid sal gee in hierdie oggend, om hom so te ken, soos hy werklik is. Nie soos ek en jy dink nie, nie soos die teoloë dit wil opwek nie, om opmaak nie, maar soos hy werklik is. Jy weet jy wat, ons leef in 'n tyd waar mense baie van God weet. Ek kom met die internet en met die YouTubes en ek sê vanoggend vir iemand, pas op wat jy op YouTube lees en hoor. Pas op wat jy op die internet lees, want dit indoktrineer ons en baie van dit is nie die waarheid nie. So wees versigtig. Meet dit aan God se woord. Ons weet baie van God. En daar's soveel mense met soveel opinies, maar min mense ken hom werklik vir wie hy is, vir wie God is. En daar's 'n groot verskil tussen om van God te weet en om persoonlik te ken. Persoonlik. Jy kan alles van 'n bekende persoon lees, sy foto's sien en sy biografie ken en ons het nou al soveel, ons jong mense kyk op na mense en hulle het hierdie beeld, hierdie heldebeeld van mense. Ek sien baie styfisse, nou net hierdie ou. Hy ken ons nie eens nie. Hy weet nie eens van ons hier in Potchefstroom in Suid-Afrika nie. En ons het hierdie helde verering vir bekende mense, en ons ken alles van hulle, sy kinders se name, wat jy baie nie eens kan uitspreek nie. Ons weet waar hulle beweeg met al die sosiale media vandag. Maar dit beteken nie dat jy 'n verhouding met daai persoon het nie. 'n Persoonlike verhouding dat jy ken, dat daar daaglikse kommunikasie is nie. En net so kan iemand Bybelkennis hê. Hulle kan elke Sondag kan ons kerk toe kom en ons kan steeds God nie intiem ken nie. Glo jy dit? Dis die waarheid. Dit word 'n gewoonte, en dis 'n goeie gewoonte. Ek sê nou nie dat jy nie moet Bybelkennis hê nie, Sondag kerk toe kan gaan nie, maar God soek vir my en vir jou, soek hy 'n intieme verhouding. En Paulus bid hierdie gebed, nie vir die Efesiërs vir meer geld of vir sukses of gemak nie. En baie van ons mense soek dit. Here, pastoor, bid net vir my asseblief, dat die Here vir my sal uit my siekte uitvat. Dat hy vir my sal voorsien met finansiëel, dat hy net vir my beter werk sal maak. Bid net dat die Here net vir my huwelik sal regmaak. Paulus bid nie vir dit nie. Hy bid, hy sê, Here, dat hierdie mense U sal ken, soos vir wie U werklik is. En dan gaan al die ander goed bygevoeg word. Sy grootste gebed is, dat jy God sal ken. En weet jy wat, daar's 'n paar vrae aan jou en my hart vanoggend. En ek kan hom nie namens jou antwoord nie, jy kan nie namens my antwoord nie. Weet jy van God?
of ken jy God? Dis 'n verskil, hè? Weet jy net van wat hy dalk kan doen? En ek wil daarby inkom en sê ons as mens, en ek het al soveel keer gevra, wie is teleurgestel deur mense? Kom aan, jou hand sien. Dis amper sê so op 'n daaglikse basis. En weet jy wat maak die duiwel? Omdat ons deur mense benadeel word en teleurgestel word, kondisioneer hy ons gedagtes dat God my en jou ook gaan teleurstel. Dat ons geloof so bietjie kleiner word. Dat ek nie eintlik veel, want baie keer kom ons by 'n plek uit waar God nie wil doen wat ek en jy wil hê. En soos ons dit wil hê nie, en dan twyfel ons in God se heerlikheid, in sy soewereiniteit. En weet jy wat, God het net die beste vir jou in store. Glo jy dit? God het vir jou die beste in store. Luister, daar's 'n paar punte wat ons vinnig net gaan deurgaan. Wat gebeur as jy God begin ken in sy volheid, in sy heerlikheid? Om God te ken verander jou lewe. Jy kan nie God persoonlik ken, 'n intieme verhouding met God hê, en jy bly dieselfde nie. Dis 'n saak van onmoontlikheid. Daar moet 'n verandering in jou lewe wees. Jeremia 9:23 en 24 sê, maar wie wil roem, moet daarin roem, dat hy my ken. Dis waar ons roem vanoggend, dat ons God ken. God sê die grootste prestasie in die lewe is nie rykdom of geleerdheid nie, maar om hom te ken in die krag van sy opstanding. Ons aanbid die skepper van die eindes van die aarde, sê Jesaja. Dis ons God. En ek wil jou vra vanoggend, wie wil hom beter leer ken? Wie wil God almagtig beter leer ken in hierdie oggend? En as ons daai honger gaan kry, gaan ons nader aan hom en hy gaan nader na ons toe kom. En ons gaan 'n meer persoonlike, intieme verhouding met hom hê. En Moses het God beter geken as enige ander leier. Eksodus 33:13 sê, bid hy hierdie gebed. Hy sê, Here, maak dan nou u wie aan my bekend. Here, maak net aan u wie aan my bekend. Nie vir die uitkoms van my maand, as daar te veel maand is vir my salaris nie, of ek het 'n siekte, of al die omstandighede wat ons in kan wees nie. Dis nie die wee wat Moses hiervan praat nie. Die wee van my lewe. Here, waar wil jy moet ek gaan? Sodat ek u kan ken. Want as ek God se wee ken, dan gaan ek hom leer ken, gaan ek sy hart leer ken, gaan ek sy wese begin leer ken. Here, maak my dan nou u wie aan my bekend. Moses wou nie net God se wonderwerke sien nie. Hy wil God se hart sien. Hy wil so 'n stukkie van God se hart sien en sê, Here, ek wil u ken in intimiteit, Here. Ek wil u leer ken vir wie u is. En die vraag aan my en jou hart vanoggend is, ken jy net God se hart? Wat moet gee? Wat moet genesing gee? Voorsiening gee? Wat vir my 'n beter kar moet gee, werk, beter huwelik en al die goede? Of ken jy ook God se hart vanoggend? Ken jy God se hart? Sy wil, dit wat hy vir jou instoor het. In die tweede plek, om God te ken, bring vertroue. As ek na my pa toe gegaan het met 'n probleem en hy het my gesê hy gaan dit uitsort, dan het ek geweet hy gaan dit uitsort. Is dit so? En as ek na God die Vader toe gaan, sy uitnodiging aanvaar, waar hy gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, as jy moeg is, of kom na my toe, dat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlake, dit sal wit word soos die witste sneeu. As ek God se uitnodiging aanvaar, dan weet ek, hy is 'n getroue God om te doen dit wat hy sê. So om God te ken, bring vertroue in my. In Daniël 11:32 sê die Bybel, maar die volk wat hulle God ken, sal sterk wees en optree daarvolgens. Ek en jy is soveel kere word ons
gekonfronteer met omstandighede by die werk, omstandighede by die huis, omstandighede met ons kinders, finansiële omstandighede, siektes, you name it. Daar's soveel goed wat gebeur. Maar as ek weet wie's my God, wie's my Vader, met al die 33.000, omtrent 33.000 beloftes in God se woord, en ek kan dit vat, en ek ken God intiem, weet ek hy sal deurkom vir my. Ek weet, hy het my beste, het hy vir my instoor. Hy weet, ek weet, en dit maak my vertroue in hom beter. En wanneer die storms kom, hou die kennis van God en dit en sy weë wat ons in die eerste punt gelees het en bespreek het, dit hou my staande. En dis hoekom Dawid Goliat op kon tegemoet gaan. Want Dawid het geweet wie sy God. Hy het God persoonlik geken. Sy getuienis het hom deurgedra. Die leeu en die beer wat hy verslaan het, lê agter. Dis sy getuies. En toe Goliat kom, toe sê hy vir hierdie man, jy kom na my toe met 'n stok en 'n spies en weet jy wat, ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Ons het dit gesing vanoggend. We speak Jesus. We speak Jesus. Almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kan jy dit glo vanoggend? Wanneer laas het ons Jesus uitgeroep op die top van ons stemme? Want ek weet hy gaan vir my deurkom. En Dawid het dit geweet. Hy kon Goliat tegemoet kom sonder enige vrees, met geloofsvertroue. Hy het geweet sy God is getrou, sy God is almagtig en God verlaat nooit sy kinders nie. Hy het dit geweet. En kan jy vanoggend vir jouself sê, jy weet dat jou God lewe? Job sê, ek het van ander mense gehoor en ek het ander goede gesien en ek het soveel getuies gehoor. Aan die einde van Job sê hy, maar nou weet ek, my verlosser lewe. My verlosser lewe en hy lewe tot in alle ewigheid. Hoe beter jy God ken, hoe minder beheer vrees jou lewe. Wie is bekommerd oor die dag van môre en van oormôre? Here, waar gaan my finansies vandaan kom? Here, my siekte, Here, my verhoudings. Here, ek vrees, en dit is wat ons aan die begin, ons vrees vir die mens, en dit maak dat ons vrees vir God. Ons vrees God. En ek praat nie van 'n vrees wat die Engelse praat van 'n awe of God. Ek praat nie van 'n heilige respek. Dit is nie waarvan ek praat vrees nie. Ek het 'n vrees dat ek is nie goed genoeg om sy teenwoordigheid ingekom nie, en ons gaan net daaroor praat. Hoe beter ek God ken, hoe minder beheer vrees my in jou lewe. In die derde plek, om God te ken, verander nie net my lewe nie, maar dit verander my karakter. Jy sien, want toe ek het dit verlede week ook vir julle gesê, ek het golf gespeel soos my pa, ek het gestaan soos my pa, en my seun staan soos ek op die golfbaan. Dit sê chip off the old block. My seun het altyd sê, nee pa, ek wil nooit soos my pa wees nie. Watter seuns het dit al gesê? Ek wil nooit soos my pa wees nie. Tot hy begin casual kom en smaak soos sy pa. Sê, nou kyk, chip off the old block. Jy is deel van my, jy is deel van my DNA. En weet jy wat? As ek God leer ken, verander my karakter. Soos my Vader se karakter. Man, jy kan nie anders as om jou karakter te verander nie. Luister wat sê 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 9 tot 18 in die Message. Whenever though, luister mooi, ek wil hê jy moet hierdie skrif mooi lees. Whenever though they turn to face God as Moses did. En in die tweede som vanoggend het ons gesê, Here, ek wil net in die oë kyk. Ek wil net in die gesig kyk. Ek wil die liefde in die oë sien. Weet jy, daar's 'n koneksie as jy in iemand in die oë kyk. En as ons God vanoggend in die oë kan kyk, net my kop optel en sê, ek is waardig om God se gesig te aanskou.
God removes the veil and there they are. Dis 'n ontdekking, dis 'n openbaring, face to face. Face to face, gaan jy dit regtig sien? Nee, maar jy gaan in jou gees, gaan daar 'n koneksie kom tussen jou en God die Vader, as jy jou gesig net na hom toe draai, sê Vader, ek kom na u toe. They suddenly recognize that God is a living, personal presence, not a piece of chiseled stone. And when God is personally present, the power of God's presence, a living spirit, that old constricting legislation is recognized as absolute. Hoor jy wat ek vir jou sê? God is 'n lewendige, kragtige wese, nie 'n stuk steen wat uitgetap is as 'n God nie. Ons aanbid 'n lewendige, magtige, soewereine God. Kan jy hom uit 'n lofoffer gee daar waar jy sit vanoggend? Ons God lewe, hy sit op die troon en hy regeer van ewigheid tot ewigheid. We're free of it. Hierdie constricting legislation is recognized as absolute. We're free of it. All of us. Nothing between us and God. Our faces shining with the brightness of his face. Onthou jy toe Moses van die berg afkom, toe hy God ontmoet het, toe hy God in God se teenwoordigheid ingaan, was hy so, het sy gesig so geblind, hulle moes 'n sluier oorsit. Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of his face. And so we are transfigured, much like the Messiah. Our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like him. Wow. Wow. Is dit nie tyd dat ons gesigte draai na God die Vader en sê, Here, wil jy nie net die godsdienst wegvat van my af nie? Wil jy nie net die wet wegvat van my af? Dat ons so aan vasklou nie. Here, ek wil jy gesig sien. Ek wil 'n lewende verhouding met u hê, Here. 'n daaglikse verhouding. En wanneer ons na Christus kyk, as ons na hierdie God wat lewe kyk, verander hy ons al meer om soos hy te word. Soos hy te word. Sy liefde word groter in my lewe. Vergifnis word makliker. Nederigheid groei. Wendrie, daai lankmoedigheid word groter. Om met 'n trok te ry vir 10 dae af Kaap toe. Ek sê vir my sal uitklip en loop. Dink is makliker en vinniger. Nederigheid groei. En sonde verdwyn. Die hou vas van sonde verdwyn. Ons vanoggend gesing het, sing haleluja. Weet jy, dis 'n wete dat God maak nie saak wat in my lewe is nie, dat hy by magte is om my van my sonde te vergewe en my van al my ongeregtigheid te reinig. Glo dit vanoggend? En as ons gesig na God toe kan draai, sê Here, ek wil U ken in die krag van die opstanding, want deur die opstanding wat ons vanoggend gaan vier, het daar vir my en vir jou oorwinning gekom, het daar verlossing gekom, het daar voorspraak gekom by die Vader. Jy kan nie lank in God se teenwoordigheid wees en dieselfde bly nie. Jou karakter verander. Jy kyk na jou broer en jou suster en jou medemens anderste. Pastoor, jy weet nie van daai nie. Sy attitude nie. Gaan lees Matteus 5, 6 en 7. Die bergpredikasie het Jesus gesê, die karakter van God, bid vir jou vyande, ek sal met julle bless. Dis God se karakter. Want jy weet nie wat, toe Jesus die seun aan die kruis hang, toe sê hy, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar pastoor, weet jy wat hy aan my gedoen het? Weet jy wat sy aan my gedoen het? Ek weet nie, God weet. En God vra vanoggend vir jou, vergewe. 70x7. Dis God se karakter. Dis God se hart vir jou en vir my.
70x7. Jy kan nie dieselfde bly as jy in God se teenwoordigheid instap nie. En dis die krag van God se teenwoordigheid. En dis hoekom ons baie keer as mens te bang is om in God se teenwoordigheid in te stap. Want weet jy, daar waar ek sit ek in 'n gemaksone. Die rekkie wat nie getrek is nie. Want as ek in God se teenwoordigheid gaan instap en my lewe word verander, my karakter word verander, gaan daar iets gebeur wat my uit my gemaksone uit gaan vat. Verby my redenasies, verby my denke, verby die manier hoe ek groot geword het en ek gaan iets vir God begin doen. En dis wat ek en jy vrees. Nee? So ons eerste doelwit is om God te leer ken vir wie hy is. 'n Persoonlike verhouding, want sonder dit gaan ek nie by vryheid uitkom nie. En sonder om God te ken en sonder om vryheid te kry, gaan ek nie uitkom by dit wat hy wil hê ek moet doen. The Great Commission, om vir hom iets te beteken. Om vir hom iets te gaan doen. Die koninkryk van God nie. In die 4de plek, om God te leer ken en te ken, gee vir my die ewige lewe. Ons het Vrydag het ek 2 begrafnisse gehad. Die een persoon is 77, die ander een is 54, 55 gewees. Ek weet nie waar is hulle nie. Ek glo een is by Jesus. Maar al wat ek weet is, as jy God leer ken in die krag van sy opstanding, gaan jy die ewige lewe beerwe. Hoekom sê ek so? Jesus sê vir ons Johannes 17 vers 3. Hy sê en dit is die ewige lewe. Kom ek sê gou vir julle, dis wat Jesus sê. Kom ek verduidelik gou vir julle, wat is die ewige lewe? Want wat is die ewige lewe? Om eendag hemel toe te gaan en daar op die strate van goud te staan. En my ma en my pa en my broers en almal wat ons vooruit te ontmoet. Nee, ek het eendag vir hom gesê, nee, jy gaan nie, kan nie daar. Dis nie die rede hoekom ons hemel toe gaan nie. Ons gaan hemel toe om Jesus en God die Vader en die Heilige Gees die God te gaan ontmoet. Ja, ons gaan hulle saam hier iewers sien. Maar dis nie hoekom ek wil hemel toe gaan nie. Ek wil hemel toe gaan om my God te ontmoet. Dit wat hy vir my voorberei het. En dit is die ewige lewe, sê Jesus. Dat hulle God Vader sal ken. Dis die ewige lewe. Die enigste ware God. En Jesus Christus wat U gestuur het. Die ewige lewe is om God te ken. Dis nie wat ek sê nie. Dis wat Jesus gesê het. Die ewige lewe is om U te ken, Here. Is om U te ken. Want dan weet ek hierdie ou lewe is maar net in 'n oomblik. Is maar net vir 'n kort tydjie. En daar's iets groter